Goeiedag. Lekker om by jou te kuier. Ek het laas week getuig oor 'n waterprobleem by Dio Gloria gemeente vir dowes hier in Pretoria, waar die Here wonderlik voorsien het. En dit het my laat dink oor water. Sonder water is nie lekker nie. Jy kan nie was nie, het niks om te drink nie. As daar nie water, mens, diere, plante, alles kry swaar. Ek onthou lankal, ek is oud genoeg, ek moes lankal nog weermag doen. En daar was 'n tyd wat ons 4,5 liter water per dag. Jy het 2 sulke groot waterbottels wat jy op jou rug dra, en dan 'n botteltjie hierso met water. Daai water is jou drinkwater, jou waswater, en ons moes skeer, dis jou skeerwater. Dis jou bietjie klere waswater, jy moet alles beplan met 4,5 liter water per dag. Dit klink baie, dit is eintlik baie min. Veral omdat ons op die grens was, waar dit baie, baie warm was. En jy moet jou voete was, want jy weet mos. Maar nou, ek lees 'n boek van 'n ander man, jy kan dit lees, Breaking Chains, is die storie van 'n man met die naam van Rusty Labuschagne. En hy skryf, die storie gaan oor hoe hy onskuldig in die tronk is. Het is die moeite werd om die boek te soek. Maar hy skryf oor hoe hulle op 'n tyd, elke gevangene kry een plastiek, weet daai swak wit plastiek koppie wat so maklik breek. So 200 ml koppie plastiek water bekertjie. 200 ml per dag om te drink. Wel, ek dink nie hulle het gewas of dit gebruik vir enigiets anders nie. Vir 2 maande, kan jy dink hoe dit stink. En daai koppie breek so maklik en hy val so maklik. En hy vertel ook hoe in daardie tyd wat die gevangene waar hy is, het nie water, hulle kry daai bietjie water. Sien hy daar, so in 'n gleuf, daar is 'n kraan wat drup. Ek dink dit sou my mal maak, want daar mors julle water. En hy het meer as eenmaal gevra, asseblief, ek weet hoe, bestel die washertjie, ek sal die kraan regmaak. Maar hulle het nooit gedoen nie. Hy vertel in sy boek, 18 maande later, toe hy uit daardie tronk skuif na 'n ander tronk, toe drup daai kraan nog. Nee, ons moenie mors met water nie. Water is kosbaar. Ons moet water hou. Soms is dit moeilik, want ons moet damme beplan, ons moet tanks opsit, ons moet pompe reël, dis nie, water is kosbaar, en ons moet daarvoor sorg. Ja, nou weet julle, ek kom van 'n droë deel van die land. Maar in die natuur is daar fonteine. Fonteine en riviere. Maar in die Bybel ook, ons lees baie van putte. Van putte. En 'n put is anders as 'n rivier of 'n fontein, want 'n put, daar is water, maar dis onder. Jy moet so bietjie grou om by die water te kom. En dan is dit vir my so mooi dat dis by sulke plekke waar daar so bietjie, en ek nie bietjie nie, baie hard gewerk is, waar daar gegrou is om water te kry. Ons Christene, soms ons is lui, ons soek 'n rivier, ons soek 'n stroom, ons sê, Here, die water is op, U moet nou vir my gee water. En baie maal loop ons op die water, ons is net te lui om te grou, want dis onder die grond. Dis naby, maar daar's bietjie moeite. En dis ook 'n geestelike beginsel. Partymaal wil ons hê die oplossing vir ons probleem moet sommer so maklik wees. Ek wil nie grou nie, ek wil nie myself oorgee, ek wil nie bietjie harder werk.
Die Here moet dit maklik maak. En as hy dit nie maklik maak, dan is ek sommer kwaad vir hom. Maar dit lyk vir my, as ek kyk in die Bybel na putte, en ek gaan die volgende paar weke praat oor putte, minimum die volgende 2 weke nog praat oor hierdie put beginsel, dan lyk dit vir my, maar 'n put in die Bybeltyd was 'n wonderlike ding. Daar's moeite gedoen, daar's gegrou. Maar ek sien dat Isak, Abraham se seun, se vrou, Rebekka, is ontmoet by 'n put. Jakob het vir Rachel by 'n put ontmoet. Moses het sy vrou by 'n put ontmoet. En daardie tyd was 'n put 'n plek van geselligheid. Ek het altyd hierdie prentjie in my kop, hoe die jong meisies van die dorp kom met die waters en die emmers, en hoe hulle loop na die put en hulle praat. Ek terg altyd die dowes, die mans praat. Die vrouens, praat, baie. Nee, en hoe hierdie meisies praat en skinder en vertel, jy gesien hoe mooi daai ouetjie geword het, ag my pa, en hulle moan en hulle praat en hulle lag en hulle terg, dan skep hulle water en gaan hulle weer terug. Dis 'n hoë kwaliteit meisie, wat bereid is om te loop na die put, om vir haar familie en hulle diere water te gaan haal. 'n Put sê iets van God se teenwoordigheid. Moenie gaan vrou soek, sommer by enige plek nie. Soek iemand wat sal bietjie moeite doen, wat nie lui is nie, wat sal grou, of ten minste 'n emmer sal laat sak en sal dra, terwille van hulle mense. Ek nooi jou om die volgende minimum 2 weke saam met my te deel wanneer ons praat oor putte. Want 'n put is 'n plek van besluit. Dis 'n plek waar jou lewe kan verander. Dis 'n plek waar jy water vir lewe kan kry. Ek wil vandag vir jou bid. En ek wil die Here vra, Vader, partymal is daar 'n fontein en ons sê baie dankie. Partymal is daar 'n breë rivier en ons sê baie dankie. Maar Here, partymal het U klaar voorsien, die water is daar. Maar daar's iets wat U wil hê ons moet doen. Ons moet so 'n bietjie grou. Wys vir ons. Wys vir ons waar die water is. Wys vir ons as ons moet grou. Help ons om nie lui te word voor ons die water gekry het nie. Maar dankie Here, dat wanneer ons getrou en gehoorsaam is, U wys vir ons waar om te grou. Hoe diep. U help ons om aan te hou. En dan skielik is daar water, is daar voorsiening vir ons elkeen. Mag dit ook so wees vir elkeen wat verlang om lewende water te drink in Jesus naam. Amen. Sien jou volgende week.